Dienskontrakte is meer as net papierwerk, hulle definieer die kern van jou werk. Maar wat gebeur wanneer omstandighede verander? Om te verstaan hoe om hierdie kontrakte wettiglik te wysig, is van kardinale belang vir beide werkgewers en werknemers. Die belangrikste maniere waarop 'n dienskontrak verander kan word, sluit in deur wederwysige ooreenkoms. Die veiligste en mees wetlik aanvaarbare metode is dat beide die werkgewer en werknemer tot die veranderinge instem. Veranderinge moet op konsensus gebaseer wees en kan verband hou met pligte, vergoeding, werksure of ander voorwaardes. Variasie gebaseer op kontraktuele bepalings. Sommige dienskontrakte bevat klousules wat sekere eensydige veranderinge, soos veranderinge in die werkplek, binne redelike perke toelaat. Selfs dan moet veranderinge egter nie onredelik of nadelig wees nie. Deur middel van kollektiewe ooreenkomste, veranderinge kan deur middel van 'n vakbond of bedingingsraad ooreenkoms onderhandel word, veral in vakbondgebonde werkplekke. Deur die werking van die wet, wysigings kan opgelê word deur nuwe wetgewing of hofuitsprake wat bestaande kontraktuele bepalings, nasionale minimumloonwette tersyde stel. Eensydige veranderinge sonder ooreenkoms. Oor die algemeen kan 'n werkgewer nie eensydig wesenlike diensbepalings en voorwaardes verander sonder die werknemer se toestemming nie. Dit kan neerkom op 'n kontrakbreuk of 'n onbillike arbeidspraktyk. Werknemers kan remedies hê, soos om konstruktiewe ontslag te eis indien veranderinge onbillik op hulle afgedwing word. Wanneer veranderinge toegepas word, moet werkgewers ook billike arbeidspraktyke ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge in ag neem om regsgedinge te vermy. Ten slotte, veranderinge aan 'n dienskontrak moet tipies plaasvind deur wederwysige ooreenkoms, kollektiewe onderhandeling of die wettige werking van kontrakklousules of wetgewing. Enige eensydige wysigings loop die risiko om die kontrak te verbreek en werknemersregte te skend. Dankie dat u by ons aangesluit het.